Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons word vanmôre stil rondom God se woord en mag vandag se boodskap vir jou tot groot seën wees. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons is besig met ons reeks wat handel oor die tema Jesus verander alles. En vandag is ons by deel 5. Hy verander my toekoms. Ons skriflesing kom uit die woord van die Here uit Johannes 14 vers 1 en 2. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Ons leef in 'n wêreld, liewe vriende, waar niemand die toekoms kan voorspel nie. Ons weet nie wat môre gaan bring nie. Werk kan verander, gesondheid kan verswak, en omstandighede kan onverwags omkeer. Daarom leef baie mense met groot onsekerheid en vrees. Maar wanneer Jesus 'n mens se lewe verander, verander hy nie net jou verlede of jou hede nie. Hy verander ook jou toekoms. Die Christen se grootste sekerheid lê nie in aardse voorspoed nie, maar in Jesus Christus se belofte dat hy reeds ons ewige bestemming voorberei het. Vandag gaan ons stil staan by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. Ons eerste punt: Jesus verander jou toekoms deur vir jou hoop te gee. Sonder Christus is die toekoms onseker. Die Bybel beskryf mense sonder Christus as die wat geen hoop het nie. Efesiërs 2 vers 12. Maar Jesus, geliefdes, bring 'n lewende hoop. Hy sê in ons teks: ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Ons hoop rus dus nie op ons vermoëns, ons finansies of ons gesondheid nie. Dit rus op die voltooide werk van Jesus Christus aan die kruis. Omdat hy gesterf en opgestaan het, weet ons dat die dood nie die laaste woord het nie. Wanneer Jesus jou lewe verander, hoef jy nie met vrees na die toekoms te kyk nie. Jy mag met vertroue vorentoe leef, omdat Christus reeds daar is. Die tweede punt: Jesus verander jou toekoms deur jou vandag te lei. Die Here beloof nie 'n lewe sonder probleme nie. Hy beloof egter dat hy saam met ons deur elke dag sal stap. Dawid skryf in Psalm 23 vers 4: Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onhou vrees nie, want U is met my. Jesus verander jou toekoms, nie deur alle swaar kry weg te neem nie, maar deur jou nooit alleen daardeur te laat gaan nie. Elke dag wat voorlê, is reeds in sy hande. Daarom hoef ons nie angstig oor môre te wees nie. Ons mag hom vandag vertrou en weet dat hy môre reeds vooruit is. Ons derde punt: Jesus verander jou toekoms deur die ewige lewe te skenk. Die grootste verandering wat Jesus bring, geliefdes, is nie 'n beter aardse lewe nie, maar die gawe van die ewige lewe. In Johannes 11 vers 25 sê Jesus: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Vir die gelowige is die graf nie die einde nie, maar die deur na die heerlikheid van God. Daarom kan Paulus met vrymoedigheid sê, om te sterwe is 'n wins. Filippense 1 vers 21. Wat 'n heerlike troos, geliefdes. Ons beste dae lê nie agter ons nie, maar voor ons, by Jesus Christus ons Here. Miskien weet jy nie wat môre gaan gebeur nie. Maar as jy aan Christus behoort, weet jy wie môre
in sy hand hou. Jesus verander alles. Hy verander jou hart, hy verander jou denke, hy verander jou prioriteite, hy verander ook jou verhoudings. En vandag hoor ons, hy verander jou toekoms. Vertrou hom met jou hele lewe, want die een wat die kruis oorwin het, hou ook jou toekoms veilig vas. Kom ons bid saam. Troue God en hemelse Vader, ons buig in aanbidding voor U neer in hierdie nuwe dag, en ons eer U en loof U groote naam, want U is goed, U is genadig en liefdevol. Dankie vir hierdie nuwe dag uit U hand. Ons wil hierdie mooi dag aan U kom toewy. Dankie vir die werk van die Heilige Gees ook in ons lewe, en dat hy U woord in ons harte sal bekragtig. Vandag wil ons toekoms aan U kom opdra. Dankie dat U reeds daar is. Lei ons elke dag so, dat ons lewens U sal verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.